Almagtige God en Hemelse Vader, ons kyk in die spieël van U wet en ons staan skuldig, ons beoordeel ons lewens en ons harte en wat ons hierdie week weer besig was mee en gedoen het. En ons sien soveel gate in ons optrede. Ons as mense, elkeen van ons op 'n verskillende manier kan terugkyk op 'n week en weet dat ons U wet verskeie male oortree. En daarom is dit vir ons so wonderlik om hier te mag sit vanoggend as mense wat die identiteit besit van U eiendom wees. As mense wat die roeping gehoor het, wat uitgeroep is en saamgebring is, om as kerk geheilig te wees en te leef in ons Here Jesus. Dat U ons vergewe van alles wat ons verkeerd gedoen het. En dat U nou na ons kyk en sê heilig is in en deur ons Here Jesus. Ons loof en ons prys U daarvoor. En waar ons vanoggend is om stil te raak voor U woord, pleit ons van U, dat U ook U woord sal gebruik om opleiding te gee in ons lewens, om elke oomblik wat ons leef meer en meer toegerus te wees om te kan leef op die manier waarop U wil hê ons moet leef. En ons wil so leef want U het ons reeds geheilig en verander en ons prys U daarvoor. Daarom is ons eenvoudige menslike gebed dat U deur die woord en gees kragtig in ons sal werk vanoggend en ons hier sal uitstuur om toegerus as U disippels te gaan leef. Ons dink aan al ons lidmate wat weg is op vakansie, wat op die paaie moet wees. Wil U hulle beskerm en bewaar en ook veilig by ons terugbring. En ons dank U vir al U seëninge en U goedheid in ons lewens. Spirit van die Here en Jesus ons Here en Koning se naam. Amen. Toe ons vanoggend as leiers geopen het ek die aanmerking gemaak dat soos ons nou hierdie jaar besig is met die tema die koninkryk nou, en ou se aandag en fokus daarop lê dat ons na die koninkryk kyk vanuit die woord. Nou kry ek omtrent nie 'n Bybelse teks wat nie heenwysend of direk verwys na die koninkryk of koninkryk impliseer of die volk gedagte vir ons teken nie. So ons fokus nou hierop en nou sien ons regtig waar die rykdom van die koninkryk van Jesus Christus wat oral in die woord van die Here vir ons bedien en verkondig word. En as die Here so, verskoon my Frans, maar as die Here so groot deel daarvan maak, dan moet dit so groot deel in ons lewens ook wees. En ons gaan vandag verder met die koninkryk gedagte vanuit Psalm 96. So terwyl julle nog julle Bybels oopmaak, gaan ek gou lees uit Psalm 29. Maak jy so lank by Psalm 96 oop. Psalm 29 se 2 slotverse eindig met die woorde: Die Here troon oor die vloed. Ja, die Here troon as koning ewig. Die Here gee krag aan sy volk. Die Here seën sy volk met vrede. In die eerste plek word daar vir ons gesê die Here regeer oor alles en hy regeer vir altyd en nog altyd. En dan in sy heerskappy gee hy krag vir sy volk en hy seën sy volk met vrede. Nou daar's baie van die slim ouens wat sê Psalm 96 volg op vers 9 en 10 van Psalm 29. So die Psalm waarmee ons nou gaan besig wees vandag, volg op hierdie gedagte, die Here regeer ewig en oral en in sy heerskappy gee hy krag en hy voorsien vir sy mense. Ons lees dan nou Psalm 96 vers 1 tot 13. Sing vir die Here 'n nuwe lied. Sing vir die Here o ganse aarde. Sing vir die Here, prys sy naam. Verkondig sy verlossing van dag tot dag. Maak onder die nasies sy majesteit bekend. Onder al die volke sy wonderdade. Want groot is die Here en besonder lofwaardig. Hy is ontzagwekkend meer as alle gode. Ja, al die gode van die volke is niks beduidend, maar die Here
het die hemel gemaak. Luister en glans is voor hom, krag en heerlikheid is in sy heiligdom. Gee eer aan die Here, familiegroepe van volke. Gee eer aan die Here vir sy heerlikheid en krag. Gee eer aan die Here vir die heerlikheid van sy naam. Bring dankbewyse en gaan sy voorhowe binne. Buig in aanbidding voor die Here. In sy glansryke heerlikheid, bewe vanweë sy teenwoordigheid oor ganse aarde. Sê onder die nasies, die Here regeer. Ja, die wêreld staan vas, dit wankel nie. Hy oordeel volke met billikheid. Laat die hemel bly wees en die aarde juig. Laat die see en alles daarin dit uitbasuin. Laat die veld en alles daarop jubel. Dan sal alle bome in die bos van vreugde uitroep voor die Here, want hy kom, ja, hy kom om die aarde te oordeel. Hy sal die wêreld oordeel in sy geregtigheid en volke ooreenkomstig sy trou. Tot so. Met die oog op ons boodskap is ons fokus in die besonder vers 10. Sê onder die nasies, die Here regeer. Hierdie frase. Sê onder die nasies, die Here regeer. Maar voor ons by ons teksvers kom, kyk ons eers bietjie na die inhoud en die konteks van hierdie Psalm. Dit is nogal interessant dat as jy Psalm 97 gaan lees, Psalm 98 gaan lees en Psalm 100 gaan lees, en jy lees dan ook Psalm 96 daarby, dan sal jy sien dat hierdie psalms word gevind, of die grootste dele daarvan kry ons in Dawid se aanwysings by die inwyding van die tabernakel op die berg Sion. So julle sal onthou, 'n rukkie terug, so 'n paar sondae terug het ons, is die 23ste Maart, het ons uit 2 Samuel 6 uitgekyk na die verhaal waar Dawid en die volk die ark van die Here in Jerusalem ingebring het. En ons het gesien daar hoe Dawid as 'n koning homself onwaardig eintlik in 'n sekere sin, deur te sê, maar dit gaan nie nou hier oor my nie. En dit gaan nie oor my belang en my heerskappy nie. Ons gaan sê die ark van die Here wat God se teenwoordigheid gesimboliseer het op die berg, op die tempelberg en die tabernakel wat opgerig is daarvoor. En die gedagte, die simboliek was in dat God verhewe en sentraal staan binne die volk se lewe. Dat Dawid se koningskap, want onthou, mense het na Dawid opgekyk en gedink, wow, wat 'n great koning. Wat 'n wonderlike man van mag. Kyk al sy oorwinnings. Maar Dawid wou die volk daartoe lei om te besef dat God is koning. Die Here is koning en dat sy rol as koning oor die volk 'n rol is wat aangestel is deur die Here, dat hy namens die Here regeer. En daarom is hierdie ark van die Here, of dan die teenwoordigheid van die Here, of in die Ou Testamentiese taal die huis van die Here, in die middel van die stad en verhewe op die berg gesit, om vir die mense en vir wie ook al dit sien te leer, dat God en sy heerskappy staan sentraal in ons lewe. Dis die middelpunt van my bestaan, en dit is verhewe bo als. So as dit vir ons so is in praktyk, dat dit sentraal in my lewe staan, beteken dit kom eerste. Dis die praktiese implikasie. Dis sentraal in my lewe, dit kom eerste, dis verhewe bo als. As ek moet kies, dan kies ek altyd na die Here se kant toe. So dis die simboliek. En hierdie psalms vloei uit daai aanwysings wat hy gee oor die diens in die tabernakel waar die ark van die Here staan. So die klem is weer eens op die verhewe heerskappy van die Here en die mense wat die Here dan loof en prys, wat hom in die senter van hulle lewe sit, verhewe bo als. So nou, as jy Psalm 96 lees, of 97, of 98 of 100, dan weet jy dan nou, dat hierdie is heeltyd deurlopend die hooffokus. Prakties vir my, God staan eerste in my lewe, en as ek moet kies ek vir God. Dis die praktiese implikasies, altyd. So vanuit dit werk ons en klim ons in hierdie Psalm. Dis 'n baie interessante begin. As jy gaan kyk na hoe hierdie Psalm begin, dan sien ons, dit begin met 6 imperatiewe.
So ek en Wimpie sit vanoggend en gesels en ek sê vir hom, dis amper soos jou pa wat vir jou gevra het die hele week, sny asseblief die gras. Sny asseblief die gras. Sny asseblief die gras. En hy vir jou op 'n stadium sê, luister, ek het nou klaar gepraat. Nou gaan jy sny die gras nou. Jy weet as jou pa dit vir jou gesê, dan spring jy so hoog en jy gaan sny die gras sommer vir hierdie week en volgende week. Jy luister dadelik. So hierdie teks begin so. 6 imperatiewe. 'n Imperatief vir die kinders, ek seker die meeste groot mense weet wat dit is. 'n Imperatief is 'n opdrag, is 'n bevel. En nou hierdie is nou nog bevele van die Here af. Kom ons kyk na hierdie 6 imperatiewe. Daar staan sing vir die Here in die eerste een. So as jy jou Bybel nog voor jy oop het, dan staan daar sing vir die Here 'n nuwe lied. So beleef nuut, leef nuut in hoe jy na die Here kyk. Dan wie moet vir die Here sing? Tweede bevel, sing vir die Here o ganse aarde, almal. Dan sing om wat te doen? Sing vir die Here om sy naam te prys. So die eerste 3 imperatiewe wat hierdie teks mee begin is sing, sing, sing. Ek dink daar is so Engelse liedjie, sing, sing, sing. Maar sing, 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 sing vir die Here. En dis 'n bevel wat gegee word. En dan gaan dit verder en dan sê dit in vers 4. Nee, dis nie in vers 4 nie. Dit is sing vir die Here, verkondig sy verlossing. Daai die Hebreëus vertaal as seën vir sy naam. Nou dis die Hebreëse woord Baruch wat beteken om van die Here se naam en ek sorry vir die Engels, in high exaltation te praat. So ek het net goeie goed van hom te sê. Dis wat dit eintlik in plain Afrikaans sê. As ek na die Here kyk, dan is my asem so weggeslaan. Ek kan net goeie goed sê. Dis wat die psalmskrywer sê. Sê ek kyk na die Here en alles is so wonderlik van hom. Dis woorde van excellence, sê die een kommentator. Die seën vir die Here. En dan die volgende een is verkondig wat hy doen. Met ander woorde, as die Here in jou lewe iets doen, maak dit bekend. En dit sluit aan by die laaste een. Maak bekend, vertel almal daarvan. As iets goed met ons as mense gebeur in ons lewe, is ons natuurlike reaksie altyd om gou na ons naasbestaandes toe te gaan en te sê, "Hey, het julle gehoor? Iets great het gebeur." Hoe lekker was dit vanoggend om kan sê, "Hey, het julle gehoor? Tanya kry 'n babietjie." Ons is so bly, nê. Nee. Dis goeie nuus, ons deel dit. Dis wonderlik. Nou sê hierdie Psalm met sy 6 imperatiewe en opdragte wat intensiviteit by ons moet aanwakker, want dis hoe die Psalm afskop, dit skop intensief af. Dit sê vir jou, jy moet sing oor die Here, oor wie hy is. So wat jy hoef te doen is bloot te kyk. Te kyk na jou lewe hierdie week en nog altyd en jou prospects vir vorentoe en te sien hoe die Here se hand in alles is en bly. Hoe die Here getrou is in jou lewe. Jy hoef net te kyk. Dan sien jy alles waaroor jy kan sing. En dan sê hy, maar as jy nou klaar gesing het, as jy klaar gekyk het en gesien het hoe goed is God, gaan vertel die mense. Want daar's mense wat hulle self nog uitsluit van hierdie goedheid van die Here. En die Here stuur jou en roep jou om vir hulle te gaan sê, hy kom, ek wil vir julle iets vertel. Ek wil iets wonderlik met julle deel. Kom ek vertel vir julle wie's die Here en wat doen hy. So, ons moet hierdie Psalm regtig ingaan en ons gedagtes instel op die intensiewe oproep om raak te sien en dan lofprysing te gee aan hom vir wie dit toekom. En dan bou hierdie Psalm op tot die groot waarheid waar ons kom in ons teksvers ook is dat die Here regeer. Dat die Here regeer. En as jy die geheel van die Psalm opbreek, dan sien jy dat die psalmskrywer verskillende bedelings, ons praat in die teologie van aione, maar die eenvoudige Afrikaans is verskillende tydperke van God se heerskappy vir ons eintlik uitlê in hoe die Psalm opgebou word. Ons sien in die eerste deel word daar gepraat oor die Here as skepper en wonderwerker van die verlede. So die Here regeer van nog altyd af. Vers 1 tot 6 sê dit vir ons. Dan gaan jy na die volgende ene toe en jy sien in vers 7 tot 10 die Here is die huidige heerser van die aarde en sy bewoners. Dan gaan jy in die slotdeel van die Psalm in en hoor dat die Here ook as komende regter oor almal se lewens regeer. So ons sien dus die tydperk van heerskappy dat die Here regeer nog altyd.
Die Here het nie ewe skielik begin regeer nie. Dit het 'n nuwe fase betree toe Jesus sy lewe kom gee en oorwin. Hy is as koning verhef aan die regterhand van die Vader, maar hy regeer nog altyd. Dit het 'n nuwe fase, 'n fase waar ons as mense ingesluit word in sy koninkryk. Dan die objek van heerskappy is die volgende een wat ons raak sien, en dit is die aarde en sy bewoners. Die Here regeer oor alles. Die Here regeer oor jou. Laas naweek het ons in die aanddiens uit Markus 11 uit gekyk na die gesag van Jesus. En die teks het ons getrek daartoe om te verstaan dat ons as mense vergeet partykeer. Want die Here se liefde is so groot en sy genade is so groot en sy goedheid is so groot dat dit partykeer al is waarna ons kyk. En ons vergeet partykeer die Here het gesag oor jou. Jy sê nie vir die Here nie, dis andersom. Hy sê vir jou. Hy is die koning. Hy het gesag oor jou. Hy het nie net gesag selfs oor die mense wat hom dien nie. Nie net oor julle as disippels nie, selfs oor die goddelose. In die Ou Testament leer ons in verskeie tekste die verskriklike ding dat die goddelose is gemaak vir die dag van oordeel. Hy regeer oor hulle. Filippense 2 word daar vir ons geleer en elke tong sal erken. Die wat die Here verwerp hier op aarde, sal nie verby die volledigheid van sy heerskappy kan kom as hy terugkom nie. Hulle sal nie. Elke tong sal erken en bely en erken dat Jesus Christus is Here, die koning. So die Here se heerskappy is volledig en dis so dat almal aan hom gaan antwoord. Die volmaakte heerser, Jesus Christus, aan die regterhand van die Vader, wat in autoriteit en met gesag oor almal regeer. En ons word vertroos. Ons wat aan die Here glo, ons weet ons maak foute, maar die Here weet dit ook. En die Here vergewe jou, dis juist oor jou foute dat hy gaan sterf het aan die kruis. So ons word vertroos deur sy heerskappy. Dit verseker ons van 'n klomp goed. Dit maak mens bly oor baie goed. Dit maak jou opgewonde oor baie goed. Dat ek kan weet, nie net luk raak hier in die lig nie, jy kan dit vir jouself sê, ek kan weet, die Here regeer intiem en persoonlik in my lewe. Jy kan dit weet. Jy moet nie in dit twyfel nie. Dis die duiwel se grootste missie en sy gunsteling ding om te doen met mense, is om hulle te laat twyfel dat God intiem persoonlik besig is met elkeen, al is jy 'n sondaar. Dis die boodskap van die kruis. Dat die Here het vir jou persoonlik, sondaar, kom sterf en in daardie verlossing jou as sy kind aangeneem. So, sê dit vir jouself, die Here regeer intiem en persoonlik elke oomblik in my lewe. Die Here regeer in Reinhard se lewe en in jou lewe. So dis persoonlik en dis vir ons wonderlik. Dis nie net random nie, spesifiek oor my en hoe hy my gemaak het. En hy doen dit met volmaaktheid. Hy doen dit met die oog op iets groter as die gebrokenheid van hierdie wêreld. En hy maak my en jou deel van iets groter as die gebrokenheid van hierdie wêreld. Maar wat ons nie moet vergeet nie, is hy regeer ook as regter. Jesus het 'n paar keer pogings aangewend om vir sy disippels hierdie te leer en vir my en jou hierdie te leer, dat die Here ook as regter regeer. Dink aan die voorbeelde wat die evangelies vol lê. Kom ons vat die eienaar wat op reis gaan en vir een van sy werkers gee hy 5 muntstukke en vir die ander werker gee hy 3 muntstukke en vir die ander werker gee hy 1 muntstuk. Daai is die verteenwoordiging van die gawes en die geleenthede wat die Here vir jou gee. En dan kom hierdie werkgewer terug en sê, wat het jy met my muntstukke gedoen? Ek hoop jy het goed gedoen daarmee. En die een wat nie iets daarmee gedoen het nie, skuif hy uit. So die Here regeer ook as die een wat gaan terugkom en gaan vra, wat het jy gedoen? Nou, hoe gaan ek 'n woord gebruik wat die moderne mens nie like nie? En weet kinders of jonger mense, jonger as ek's baie lief vir julle, maar ek dink ons is die skuldigste generasie en geslag wat nie mal is oor hierdie woord nie, en dis die woord verantwoordelikheid. Jy kry sommer rillings as jy die woord hoor. Verantwoordelikheid, aaklige woord. Mense hou nie daarvan nie. Maar die realiteit is dat 'n lewe sonder verantwoordelikhede is nie moontlik nie. Nee, en jy het 'n verantwoordelikheid in jou lewe as disipel ook.
verantwoordelikhede. En as ons dit nie as verantwoordelikhede begin sien nie, dan gaan ons dit net verby ons laat gaan, asof dit iemand anders se werk is om dit te doen. Terwyl ons die werk van die Here geniet en onder sy heerskappy gevestig kan lewe, word ons ook geroep. Word jy ook geroep om aktief te wees. Hierdie Psalm sou nie begin het met 6 bevele, in die styl van 'n pa wat sê jy gaan nou die gras gaan sny, as die Here tevrede was met passiwiteit onder disippels nie. Die Here roep ons tot aktiwiteit, soos dat hy aktief in jou lewe regeer elke dag, roep hy jou om 'n aktiewe volger te wees. En nou hier's die wonderlike ding, as jy nou mooi gaan dink oor al hierdie lys van goed wat God van jou verwag, en vir jou vra, as jy mooi daaroor gaan dink, luister na die volgende frase, hier's die manier waarop dit gebeur. Hierdie aktiwiteit word nie gestuur of bestuur of gemotiveer of gedryf deur moeitevolle inset nie. Veer daai gedagte uit. Dis nie moeitevolle inset nie. Dis nie hier's 'n lysie reëls, as ek dit nie nakom nie, gaan ek hel toe nie. Dis nie wat dit is nie. Dit word nie gedryf deur moeitevolle inset nie, maar deur bewuste reaksie van wie God is en wat hy doen. Vir jou om te doen, hoef jy bloot te reageer op wat God doen. Dis ons roeping. Dis nie moeitevolle inset nie. As jy waarlik gaan stil staan, soos die psalmskrywer gedoen het, en gaan kyk, wat doen God? Wie is God? Waartoe stuur God my? Dan sit nie meer moeitevolle insette nie. Ek voel net, ek kan net reageer op wat die Here reeds doen, en op wie hy is. Ek kan saam met hom beweeg, want is in hom waar lewe lê. Ons fokusvers leer dan, sê onder die nasies. Gaan jy terug na die eerste 6 opdragte, daai 6 imperatiewe, dan sien ons dat die eerste 3 daarvan, seën, verkondig, maak sy naam bekend, daai eerste 3, seën of Baruch, wat gesê het om te praat in woorde van excellence. Ek het net goeie goed om van God te sê. Het jy goeie goed om van God te sê in jou lewe? Ek het net goeie goed om van God te sê. So praat oor die Here. Dis waarmee die teks begin het, met 'n bevele dat ons as mense oor die Here moet praat. En dis wat ons teksvers weer by saamtrek. Daar staan verkondig wat hy doen, maak sy naam bekend, vertel vir almal wat die Here doen. En dan hierdie in ons teksvers, sê onder die nasies. Die woord in die Hebreëus, in sy verbuigde vorm, is die Hebreëse woord imru. Dit vertaal letterlik net as sê of vertel. Maar nou hierso is die ding, dat woorde word, selfs wanneer jy nou sinne formuleer en praat, word in 'n sekere sin gesê. Met ander woorde, jy kan 'n enkele ding sê, die Engelse woord is die sense. Jy kan 'n enkele ding sê, maar dit impliseer 'n groter bedoeling. Julle almal ken sulke goed in die manier wat julle praat. So hierdie woord het ook so 'n sens of 'n sin. En die eerste een wat dit het, is om iets na vore te bring. Om iets na vore te bring. Nou gaan ek weer eens na die Frans toe. Hierdie imru sê om die Here te showcase. Dis wat dit sê. Bring die Here na vore, dat mense hom kan sien. Dis 'n groot roeping, maar dis die roeping waarvoor jy geskep is. God het die mense na sy beeld gemaak. En, as ons die beeld breek in sonde, wat leer ons in Kolossense 3 vers 10? Ons is in Christus herskep om elke dag meer te groei na die beeld van ons Skepper. Dit was nog altyd ons doel om beelddraers te wees van die Here, en dit sal altyd ons doel bly. Daarom is hierdie woord ook 'n woord wat sê, bring God na vore in jou lewe. Showcase die Here se excellence in jou lewe. Hoe kry ek dit reg? Ek is iemand wat elke dag reageer op wie hy is. Dis hoe ek dit reg kry. Ek kyk na die manier wat God my liefhet, en my reaksie is om te probeer om ander mense ook so lief te hê. Ek kyk na die manier waarop God my onvoorwaardelik vergewe, en my reaksie op wat
sy vergifnis in my lewe doen, is om ook 'n onvoorwaardelike vergewe mens te wees. Ek kyk na die manier waarop God se genade in my lewe teenwoordig is. Ek weet wie ek is en ek weet wat ek al gedoen het en die Here het my as sy kind aangeneem. Ek kan dit nie glo nie, maar dis great. En die ou langs my, wat ek weet wie hy is en weet wat hy doen, ek behandel hom nie of hy minder as ek is nie. Ek behandel hom as nog 'n kind van die Here wat saam met my sukkel, wat saam met my die stryd stry. As ek dit begin doen in my lewe, as jy dit begin doen, dan showcase ons die Here in ander mense se lewens. Ons maak hom teenwoordig. Ek wil gou vir ons 'n klein stukkie lees uit Jesaja. Jesaja 9, voor ons by die volgende sin van Imru kom. Jesaja 9 vers 1 sê, die volk wat in die duisternis ronddwaal, het 'n groot lig gesien. Hulle wat in 'n stik donker land woon, oor hulle het 'n lig geskyn. U het die nasie vermeerder, u het hulle met vreugde groot gemaak. Hulle ervaar vreugde oor u, soos die vreugde in die oestyd, soos die wat juig wanneer hulle die byt verdeel. Die volk wat in die duisternis ronddwaal, het 'n groot lig gesien. Die mense wat in 'n stik donker land hoor julle die intensiewe vorm van donker, stik donker, jy kan nie jou hand voor jou gesig sien nie, donker, het 'n lig gesien. So die tweede sin van hierdie woord Imru is, dit beteken om iets na die lig te bring. Om iets na die lig te bring. En dis ons verantwoordelikheid, om die lig van die Here se heerskappy in die wêreld te bring. Om die nasie wat in die stik donker land woon, se lewens te verlig. Nou ons predikante, ons probeer altyd voorbeelde kry wat treffend is en ek het nou lank gedink aan 'n voorbeeld oor hierdie en ek kan nie met iets beter opkom as die volgende nie. So partykeer gaan jy iewers heen na 'n vreemde plek toe en jy het nou 'n heel dag gereis soontoe en jy kom daar aan, maar jy kom daar aan in die donker nag. Dis donker. Nou is dit nou nog sekelmaan, so dis ekstra donker. En jy kan maar 'n paar ligte aansit en bietjie rondtas in die donker en alles en probeer uitfigure wat gaan hier aan en hoe lyk dit hier, maar mens kry dit nooit reg nie. Wel, nie heeltemal nie, mens kry dit nooit volledig. Ken julle hierdie gevoel? Jy kom by daai plek aan en dit is ek weet nie wat hier aangaan nie. Ek het onlangs dit gehad toe ons saam vriende van ons na hulle plaas toe was in Heilbron. Soos ek kan nie uitfigure waar is ek? Van watse kant af het ek eers ingery? Ek kry dit nie. Julle ken dit. Almal van julle skud julle koppe, so ek kan sien julle weet waarvan ek praat. En is dit nie amazing dat die volgende oggend jy wakker word en die son het opgekom is dit soos, dis maklik. Hoekom het ek gesukkel? Daar's die pad waar ons ingekom het. Hier's waar ons is. Daar kom die son op, so dis oos. Wonderlik, maklik, nê. Nee. So hier's die waarheid in dit is lig vee verwarring van die duister uit. Lig vee verwarring van die duister uit. En dis hoekom ons hierdie 'n dagbreek bediening noem. Ons moet so leef en beweeg onder mense wat in hierdie aarde en aardse lewe in die donker loop en tas. Die nasie wat in 'n stik donker land woon. Ons moet so lig wees dat die son kan opkom vir hulle en hulle kan uitfigure. Die lewe gaan oor iets groter as hierdie aardse materiële goeders. Dit gaan oor die koning. En dat ons as kerk besig moet wees om te sing, kom Here Jesus, kom koning, kom regter, kom tog gou terug. Dis ons doel en ons roeping. Om as mense wat reeds deel is van iets soveel groter as die verganklikheid van 'n aardse lewe. Om as hierdie mense ons roeping uit te leef om die son in ander mense se lewens te laat opkom. Om die son van die evangelie vir mense te laat skyn. Jesus gebruik 'n ander voorbeeld om dit vir ons duidelik te maak en hy sê wees 'n lig vir die mense wat hoog op 'n lampstaander is en wat die wêreld verlig. Want daar's mense hierdie hele wêreld vol geliefdes wat loop en rondtas in die donker en nie 'n beeld kan plaas van waaroor hierdie lewe regtig gaan, wat die bedoeling is en wie ultimately heerskappy voer nie. Jy kan die lig vir hulle aansit. Jy kan die son vir hulle laat opkom. Gaan vertel. Gaan seën die wêreld
met die woorde van excellence oor Jesus.